Dag sê en welkom by ons laaste video in hierdie hoofstuk oor algemene trigonometrie. Vandag gaan ons kyk na waar trigonometriese vergelykings ongedefinieerd is. As ons terugdink aan werk wat ons vroeër vanjaar in algebra gedoen het, dan het ons met ongedefinieerde of nie reële uitdrukkings te make gekry by breuke, as ook by vierkantswortels. Nou, 'n breuk is gelyk aan 0 wanneer A, ons teller, gelyk is aan 0 en ongedefinieerd wanneer B, ons noemer, gelyk is aan 0. Vierkantswortels is reëel wanneer A groter of gelyk is aan 0 en nie reëel wanneer A kleiner is as 0, met ander woorde negatief. Nou wil ons kyk na identiteite. Nou hier moet jy eerstens verstaan, identiteit is sinoniem vir vergelyking. So in 'n eksamenvraestel kan hulle vir jou vra, los die volgende vergelykings op, of hulle kan vir jou sê, los die volgende identiteite op. En dit beteken presies dieselfde. Nou identiteite is ongedefinieerd wanneer, eerstens, enige noemer in jou identiteit, enige noemer in jou vergelyking gelyk is aan 0, en tweedens, in die geval van trig, wanneer tan theta ongedefinieerd is. En onthou, tan theta is ongedefinieerd by theta gelyk aan 90 grade plus k 180 grade. So as jy dit grafies sou gaan teken het, sou dit die plekke gewees het waar jy jou asymptote ingeteken het. Kom ons bestudeer nou 'n voorbeeld. In hierdie voorbeeld het ons 'n identiteit, 'n vergelyking met 'n breuk aan die linkerkant en 'n breuk aan die regterkant. As ons nou wil kyk waar hierdie identiteit ongedefinieerd is, dan sien ek eerstens aan die linkerkant in die teller is daar 'n tan theta. So dit is die eerste plek waarvoor ons gaan kyk wat dit ongedefinieerd is. Hier is egter twee noemers, so die noemer aan die linkerkant, 1 min tan theta, kan ons ook gaan skryf as tan theta is gelyk aan 1, want onthou as die noemer gelyk is aan 0, dan is hy ongedefinieerd. Soortgelyk, sin theta min cos theta gelyk aan 0, kan ons gaan herskryf as sin theta is gelyk aan cos theta. Nou kan ons hierdie drie gebruik en die algemene oplossing skryf. So vir tan theta is ongedefinieerd waar theta gelyk is aan 90 grade plus k 180 grade, natuurlik k elemente van heelgetalle. Tan theta gelyk aan 1 is 'n spesiale geval, 1 is die 45 grade, so theta is gelyk aan 45 grade plus k 180. En by die laaste een het ons nog eers bietjie werk om te doen. So jy sal onthou uit die vorige oefening uit, het ons hier gesien met ons beide kante gaan deel met cos theta, wat ons dan help om 'n identiteit te kry. Tan theta is gelyk aan 1, waarvoor ons dan die algemene oplossing kan bepaal. Ek hoop jy het hierdie as 'n baie leersame hoofstuk gevind en dat jy regtig baie nuwe goeders geleer en ontdek het. En nou is die toets daarin of jy dit alles kan toepas. So doen hierdie oefening en dan kan jy jou hersieningsoefening ook doen en voltooi en op so 'n manier bepaal of jy al jou werk goed verstaan. Sterkte en geniet dit!